Goed, ons het laas klaargemaak met ons reeksie, ons kort reeksie oor die basiese beginsels van die Christelike geloof. Ons het gekyk na die Bybel, ons het gekyk na die woord van God. Ons het gekyk na God self, wie hy is en hoe wonderlik hy is, en ons het nou gesing hoe groot hy is en hoe wonderlik hy is. En as ons weet wie God is, dan kan ons nie anders as om in verwondering te staan oor wie hy is nie. Maar voor dit, die wat nie by was nie, was ons besig met die boek van Romeine, en ons het gevorder tot by die 11de hoofstuk, en ek het laas gedink, ons het die 11de hoofstuk laas klaargemaak, en ons het nie. So ek moet dit nog klaar maak. Die manier hoe ons kerk hou, normaalweg is dat ons vers vir vers deur die Bybel gaan. Dit is die normale manier hoe diens moet wees. Ons bestudeer die woord van God. Julle is nie hier om my opinie te hoor nie, ek word nie so nie. Daar word vir my gesê dat ek nie lewe wat ek preek nie. My antwoord daarop is, natuurlik lewe ek nie wat ek preek nie. Ek is 'n mens. Ek is 'n man soos enige ander man. Ek is nie spesiaal nie. Enige predikant wat maak asof hy spesiaal is, lieg vir jou. Hy is 'n gewone mens. Wat my werk is om te kyk na wat die woord van God sê en dit vir julle oor te vertel. So eenvoudig soos dit. En ek kan foute maak en daarom moet julle julle eie Bybels bestudeer en kyk wat ek sê, is dit waar of nie. En ek vra julle ook, as ek foute maak, sê vir my wat my weet, korrigeer my. Goed, so ons het laas eintlik gevorder net tot amper die einde van hoofstuk 11, maar ek gaan nie vandag aangaan met hoofstuk 11 nie, want ek dink ons baie nuwe mense wat nie laas saam met ons was nie, deur die hele deel, die boek van Romeine nie, ons het omtrent so 1 jaar en 'n half gespandeer met die eerste 11 hoofstukke, of amper die eerste 11 hoofstukke. Ja, dit is hoe stadig ons gaan deur die Bybel. Ons doen gewoonlik maar net 'n vers of 'n paar versies op 'n Sondag. So wat ek gedink het om te doen vandag is om maar net weer 'n opsomming te doen van wat in Romeine is tot by hoofstuk 11. Wat is 'n opsomming? Nou dit is eintlik nie 'n goeie ding om Romeine so baie te probeer opsom nie, maar ek gaan nou maar my beste probeer doen. Die boek van Romeine, die eerste 11 hoofstukke, gaan hoofsaaklik oor die evangelie van Jesus Christus. Dit is die belangrikste ding. Dit is die mees omvattende beskrywing van die evangelie van Jesus wat ons kry in die hele Bybel. As jy wil weet wat die evangelie van Jesus Christus oorgaan, lees veral die eerste 8 hoofstukke van Romeine en dan sal jy presies weet dat Paulus lê dit baie mooi en volledig vir ons uit. So ek gaan volgende daardeur gaan of probeer om daardeur te gaan. Goed. So in hoofstuk 1 van die begin af sien ons dat Paulus skryf hierdie brief aan die gemeentes in Rome. Ons weet natuurlik Rome was die hoofstad van die Romeinse Ryk. Ons glo dat hierdie gemeentes het ontstaan met die geboorte van die kerk wat ons lees oor in Handelinge 2 waar die kerk begin het. Ons glo daardie mense het teruggegaan na Rome toe en dan het hulle eie gemeentes daar begin. Paulus het nie die gemeentes in Rome gestig nie. Hy was nog nie daar gewees op hierdie stadium nie. Maar hy skryf aan hulle. En daarom stel hy homself voor as 'n apostel van Jesus Christus. Hy stel hulle voor en ons sien dat hy reg van die begin af praat dat die evangelie is vir alle nasies. Hy sal baie keer praat van die Jode en dan die Grieke. Nou die Grieke is eintlik 'n soort van groepnaam vir al die ander nasies, al die heidene. Ons weet dat heidene is almal wat nie Jode is, almal wat nie Israeliete is nie. So dit sluit ons in. Ek dink nie daar is 'n Jood onder ons nie. So almal van ons is heidene. Ons is nie Israeliete nie. Baie mense, as jy die term heiden hoor, dan dink jy aan 'n sondaar, 'n slegte mens. Tegnies is dit nie wat 'n heiden is nie. 'n Heiden is dood eenvoudig iemand wat nie 'n Jood is nie. So dit is ons. So die evangelie is vir alle Jode en Grieke of nie Jode nie.
En die rede hoekom hy hulle Grieke noem is omdat hulle Grieks gepraat het. Grieks was die amptelike taal van die Romeinse Ryk op daardie stadium. Goed, so hy gee die uitlegging van die evangelie in die boek van Rome. Hy stel homself voor as 'n apostel en dan ek gaan net sulke hoogtepunte uitlig uit hierdie hoofstukke uit. In Romeine 1 vers 16 lees ons dat Paulus sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. So, hy begin sy hele argument van die evangelie van Jesus Christus deur vir ons die probleem te verduidelik. Dit is waar die evangelie begin. Dit begin nie in Bethlehem waar Jesus gebore word. Die evangelie van ons begin om eers te verstaan, hoekom het hy gekom? Hoekom moes Jesus kom na ons toe? So die probleem is dat ons is sondaars. Elkeen van ons is sondige mense. En die toorn van God rus op die sonde. Dit rus op die sondige mens. Romeine 1 vers 18. Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word aan hulle bekend is, God het dit immers aan hulle bekend gemaak. So ons sien dat God is in vyhandigheid met die sondige mens. Ons moet nie mislei word daardeur nie. Dit is juis omdat God 'n liefdevolle God is, maar omdat hy ook 'n heilige God is, dat hy sonde haat en dus in vyandskap is met die sonde. Ons moet dit baie mooi verstaan. As ons dit nie verstaan nie, dan besef ons nie dat ons besig is om te verdrink nie, en ons gaan nie die hand wat uitgestrek word na ons toe om ons te red, gryp. So dit is hoekom ons moet verstaan dat ons sondige mense is en dat ons skuldig staan voor 'n heilige God. En dan kom Paulus en hy sê dat op 'n punt gee God die mens oor aan sy natuurlike sondige begeertes. Daar kom 'n punt waar God nie meer die mens deur sy Heilige Gees sal probeer oortuig van verlossing nie, maar hom gaan oorgee aan sy eie begeertes. En ons sien dit baie. Ons sien baie mense wat totaal vervalle is, wat nie eens wil weet enigiets van God af nie. So 'n persoon is oorgegee aan hulle sondige natuur. En wanneer God jou los, is dit 'n baie, baie slegte dag. Ons sê nie dat so 'n persoon glad nie meer gered kan word, maar die kanse word drasties minder dat so 'n persoon gered kan word. En as hy praat van dat God hulle oorgee aan hulle eie begeertes, dan noem hy 'n klomp voorbeelde van hulle eie begeertes, hulle sondige natuur, en hy lig 'n klomp sondes uit, maar hy lê veral ook fokus op homoseksualiteit, en die sonde wat dit is. Vandag lewe ons in 'n kultuur wat vir ons wil sê dat homoseksualiteit is nie verkeerd nie. Dit is 'n baie verkeerde en groot sonde voor God. Ek is nie hier om mense se populariteit te soek nie. Ek moet vir julle sê wat God sê. En homoseksualiteit is 'n groot sonde. Nie net dit nie, maar ook die mense wat sulke dinge goedkeur. So jy mag dalk nie daai sonde doen nie. Hy noem 'n klomp sondes. Jy mag dalk self nie daardie spesifieke sonde doen nie, maar jy mag dalk dit goedkeur as iemand anders dit doen. En dan is jy net so skuldig. En hy sê, alle mense is sondig, en daarom val God se regverdige oordeel oor die mense. Alle mense is skuldig. As jy gebore is uit 'n vrou uit, is jy skuldig voor God. Jy is 'n sondaar. Niemand is perfek nie, want niemand kan die wet van God perfek onderhou nie. Romeine 3, vers 10 tot 12, daar staan, soos daar geskryf staan, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Ek dink nie hy kan dit beter stel nie. Daar is nie een van ons wat kan sê
ons staan regverdig voor God nie. Ons lewe in 'n tyd waar mense sal sê, maar ek is 'n goeie mens. Jy weet, ek steel nie by ander nie. Ek betaal my belasting. Ek gee selfs vir die armes geld en so aan. Ek is 'n goeie mens. Wel, jy is dalk 'n goeie mens vir jou buurman, maar jy is nie 'n goeie mens as jy voor 'n heilige God staan. Ons is almal sondige mense. So dit is die probleem. So Paulus het dan vir ons baie duidelik gesê, wat is die probleem? Die probleem is dat ons is sondige mense. Ons staan skuldig en sy toorn rus op die sonde. So wanneer ons dit nou mooi verstaan, en hy spandeer baie tyd daaraan om dit mooi vir ons te laat verstaan, dan kan ons begin kyk na die oplossing. So is ons totaal verdoem, is daar geen hoop vir ons nie? Nee, daar is groot hoop vir ons. Wat is die oplossing? Romeine 3 van vers 21 af tot by vers 26. Kom ons luister mooi. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. As hy praat van geen onderskeid nie, dan praat hy van, maak nie saak wie jy is nie. Of jy Jood is of Griek is, of jy Afrikaans praat of Engels praat, watter taal jy ook al praat, watter nasie, watter etnisiteit jy is, maak nie saak nie. God onderskei nie op sulke dinge nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade, jy verdien dit nie, jy kry dit as 'n persent deur sy genade, vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. So die oplossing is dat regverdigheid vir ons gegee. As praat van regverdigheid, dan beteken dit sondeloosheid. Die sonde word van jou weggeneem. Die skuld van sonde word van jou weggeneem. En dit is 'n verniet genadegawe en dit kom deur geloof in Jesus Christus. Hy is ons versoeningsoffer. Hy is geoffer ter wille van ons. En wanneer ons geloof in hom stel, wat beteken geloof? Beteken dit net dat ek glo daar was so 'n persoon soos Jesus? Nee. Dit beteken dat ek my vertroue in hom stel en hom alleen vir my verlossing. Wanneer ek dit doen, dit is ware vrymakende geloof. En dan gaan Paulus oor en hy praat oor Abraham en hoe Abraham se geloof hom ook gered het. Alhoewel Abraham in die Ou Testament gelewe het, hy het nog nie geweet van Jesus nie, hy het nog nie geweet dat waar Jesus gebore sou word en so aan nie, maar hy het God geglo en daardie geloof is hom toegereken vir sy verlossing. Abraham is glad nie 'n perfekte mens, hy is 'n sondaar soos ons almal. Hy het groot sondes ook maar gedoen. Maar hy is vrygespreek ook as gevolg van die feit dat hy geglo het. Dan lees ons in hoofstuk 5 hierdie wonderlike woorde van vers 1 tot 2, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So die vyandskap is weggeneem. Deur Jesus Christus het ons vrede met God. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. Jy staan vas in jou vrymaking. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ons het 'n hoop. Kind van God het hoop. Hy is nie in die doldrums nie. Hy is vrygemaak. Partykeer vergeet ons dit 'n bietjie, ja. Partykeer raak ons 'n bietjie af. Partykeer gaan ons deur moeilike tye. Dis alles waar. Maar diep binne jou, as 'n kind van die Here, weet jy dat jy het 'n hoop, jy het 'n toekoms. Daar is 'n ewige lewe wat wag vir ons almal. Daarom
berus ons onsself in daardie heerlikheid wat ons van God kry. Nie net word ons vrygemaak van sonde nie, maar ons ontvang God se heerlikheid, want ons is in Christus Jesus. So, Paulus wys vir ons hoe sonde in die wêreld gekom het deur een mens, en hy praat van Adam, en hy bring hierdie vergelyking tussen Adam en Jesus Christus. Deur Adam het die verval gekom, deur Adam het sonde in die wêreld gekom, deur een mens, maar deur die een mens, Jesus Christus, het verlossing in die wêreld gekom, en vrymaking in hom alleen. So, ons is dood vir die sonde. Wanneer ons Jesus ontvang as ons verlosser en saligmaker, is ons dood vir die sonde. Die werklike ek is dood vir die sonde. En daarom, as jy 'n kind van die Here is, of Paulus praat in hoofstuk 7, praat hy oor homself en hoe hy sukkel met sy eie sonde. En as ons kinders is van die Here, dan kan ons so vereenselwig met Paulus. Hy sê hy het hierdie stryd in hom. Hy doen die dinge wat hy nie wil doen. En as jy 'n kind van die Here is, dan weet jy waarvan hy praat. Jy voel dit ook. Want jy doen 'n verkeerde ding, jy dink 'n verkeerde ding, jy sê iets wat uit jou mond uitvlieg en die volgende oomblik is jy jammer daaroor. En jy haat jou eie sonde, jy verpes dit. Want jy weet dit is nie wat jou Here en jou geliefde God bly maak. En jy haat jou sonde. Dit is een van die groot tekens van 'n kind van die Here. As hy haat sy eie sonde en hy streef daarna. Elke dag staan hy op en hy probeer weer. Jy val in die modder in met jou gesig in die modder in. En jy staan daarop en jy was jou gesig af en jy loop weer. Dit is die lewe van 'n kind van die Here. Dit is 'n stryd, dit is 'n oorlog. Ons is in 'n stryd elke dag. Jy is in 'n stryd met jou eie sonde. En daarom kom hy in hoofstuk 8 en hy praat oor die feit dat ons in die gees moet lewe. Wat bedoel hy daarmee? Beteken dat ons God moet soek elke dag. Beteken dat ons in gehoorsaamheid moet lewe. Onderwerp jouself in die gees van God en wandel in sy weë elke dag. En moenie toegee aan jou vleeslike begeertes nie. En daar is 'n wonderlike belofte dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Hierdie wonderlike deel, Romeine 8 vers 28 tot 30. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Alles, met ander woorde die goed en die sleg en die maklik en die moeilik en alles in jou lewe werk, alles saam ten goeie na 'n goeie punt toe. Vir almal? Nee, vir die wat lief is vir hom. En wat na sy voorneme geroep is, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. Diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. So, hierdie wonderlike woorde, wonderlike vryspraak wat ons het. En dan raak Paulus in vervoering oor die wonderlikheid van hierdie pragtige evangelie. En dan lees ek vir ons Romeine 8 van vers 31 af tot vers 39. So al hierdie dinge, wat sê Paulus, wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping
ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God. Ek gee nie om wat in ons lewens gebeur nie. Die liefde van God is verseker vir die wat aan hom behoort. En ons behoort aan hom slegs deur Jesus Christus. Goed, dan kom hy dan in hoofstukke 9 tot 11. Hoofstukke 9 tot 11 gaan oor Israel. Hoofstuk 9 gaan oor Israel in die verlede, hoofstuk 10 Israel in die hede, en as ek praat van die hede, dan praat ek van Paulus se tyd, in sy tyd, en dan hoofstuk 11 gaan oor Israel in die toekoms. En ons sien dat Israel is nog steeds God se uitverkore volk. Daar is mense wat sal sê, nee, maar die kerk het vir Israel vervang. As dit waar sou wees, dan maak dit van God 'n leienaar. God het 'n onvoorwaardelike gelofte gemaak met Abraham, wat nie gekoppel is aan enige iets nie. Dis 'n gelofte wat God gemaak het uit sy eie uit. Abraham was aan die slaap, terwyl God daardie gelofte gemaak het met Israel. So hulle is nog steeds vandag sy uitverkore volk. Nou vandag weet ons dat Israel as 'n volg nie vir God nie. Hulle volg nie Jesus Christus nie, vir die meerderheid. Ons weet dat baie van hulle tot bekering kom wel. Daar is 'n legende dat toe die staat van Israel gestig is in, nou was dit 1949, dink ek, 47. Toe was daar iets so 27 gelowiges in Israel gewees. Vandag is daar blykbaar naby aan 1 miljoen, zoiets. So dit besig om te groei. Ons is baie dankbaar dat al meer van hulle tot geloof kom. Ek weet van 'n groep in Israel wat die evangelie uitdra. Ja, hulle is nogal suksesvol, mense is baie bly daaroor. Maar ons weet dat die gelofte aan hulle was onvoorwaardelik. In hoofstuk 11 vers 1 tot 2 lees ons die volgende. My vraag is dan, het God dan sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. Ek is tog ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot wat hy reeds tevore gekies het nie. So hulle is uitverkies, in die Ou Testament is hulle as 'n volk uitverkies om getuienis te wees vir al die nasies om hulle. En in die Nuwe Testament sou die verlosser Jesus Christus uit hulle gebore word, ter wille van ons almal. So ons is almal dankbaar en afhanklik van die volk van Israel. Nou dit beteken nie, ek praat nie van politieke dinge hier nie, ek praat nie daarvan dat ons hulle politiek moet ondersteun of daai tipe van goed nie. Ek praat doodeenvoudig van die feit dat ons bewus is van die feit dat hulle God se uitverkore volk is en dat deur hulle het verlossing vir ons gekom. So ons ondersteun hulle onder daardie beginsel. Ons deel dieselfde meeste, dieselfde God. So dit is waarvan ek praat. Nou ons weet hulle het grootliks weggeval van die geloof af, maar God praat heeltyd oor die oorblyfsel. Was altyd 'n oorblyfsel van gelowiges. Altyd 'n sekere groepie wat getrou sal bly. In Romeine 11 van vers 5 af lees ons, net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit dan neer? Dat Israel dit wat hulle soek nie gekry het nie, maar die uitverkorenes het dit wel gekry. Die res is egter verhard. Soos daar geskryf staan, God het aan hulle 'n traag gees gegee, oor wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie tot op die dag van vandag. So, hoekom is Israel soos wat hulle is? Hoekom is hulle nie gelowiges nie? God het hulle harte hard gemaak. Hoekom het hy hulle harte hard gemaak? Deur hulle ongeloof. Wat het Jesus gesê? Ag Jerusalem, as ek jou maar onder my vlerke kon bymekaar maak, soos 'n hoender haar kindertjies kon bymekaar maak, maar julle wou nie, julle wil nie glo nie. So, net soos ons in hoofstuk 1 gelees het, dan kom 'n punt waar God jou oorgee, as jy nie tot geloof kom nie. Dis presies wat met Israel gebeur het.
Maar ons moet onthou dat Paulus gebruik hierdie beeld van die olyfboom en hy praat van dat Israel is die wortel en ons as nie Israeliete nie is ingeënt in die wortel en dit is Israel. Ons verlosser kom uit Israel uit en ons baat daarby. Ons baat by Israel. En ons word natuurlik, as ons tot geloof kom, word ons verbondskinders, en al daardie term gehoor, ons word deel van die verbond met Abraham. Abraham word ook ons voorvader in die gees, wanneer ons tot geloof kom. En daarom praat Paulus daaroor, dat ons nie hooghartig moet wees nie, dat ons nie ons ken moet oplig teen die Joodse volk nie. Ons moet nederig wees, want ons is afhanklik van hulle vir ons verlossing ook. Romeine 11 van vers 17 af tot by 23. En as 'n aantal van die takke van die makolyfboom uitgebreek is, en jy, die wilde olyf, tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortel deel gekry het, moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel ondersteun vir jou. Jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel, dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is. Maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Sien daarom God se goedheid, sowel as sy strengheid raak, sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou, mits jy in sy goedheid bly, want ook jy kan uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal ook hulle weer ingeënt word. God is magtig om hulle weer terug te kan en. En ons weet as ons Bybels ken en ons weet wat die toekoms inhou wat die Bybel vir ons sê, die Joodse volk gaan weer tot geloof kom as 'n volk. Goed, so dit bring ons dan basies tot op datum, van waar ons dan van nou verder gaan, van vers 26 af volgende keer. En dan sal ons meer leer oor Israel 'n bietjie, nog net so 'n stukkie van hoofstuk 11 wat ons moet klaarmaak. Dan gaan ons na hoofstuk 12 toe gaan. Hoofstuk 12 is 'n groot skuif in die boek van Romeine. Dit word dan baie meer prakties. So wat beteken hierdie wonderlike evangelie wat ons nou van geleer het vir ons? As jy die evangelie van Jesus Christus werklik ontvang het, en jy is nuut gemaak, jy is wedergebore in die gees, wat beteken dit vir jou? As ons lewe, asof alles nog net dieselfde was, as voordat ons tot geloof toe gekom het, dan beteken dit eintlik dat jy is nie gered nie, want God verander ons. Ons is veronderstel om dag tot dag te verander. En van hoofstuk 12 af kan ons dan sien, wat beteken dit vir my? Hoe is my lewe dan veronderstel om te lyk? So, ons sal dan, nie volgende keer nie, maar waarskynlik die tyd daarna, as die Here wil, sal ons begin met hoofstuk 12. Goed, tot sover. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die vinnige kykie na die evangelie van Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons gegee het. Liewe Vader, ons verstaan dat ons is sondige mense. En voordat Jesus ons lewens oorgevat het, was ons totaal verval in daardie sonde en het u oordeel oor ons gerus. Vader, ons kan nie in iemand anders se hart inkyk nie. Elkeen van ons weet of ons al Jesus Christus ontvang het as ons verlosser en saligmaker. Vader, ons bid vir die wat nog nie dit gedoen het nie. Ons kan maklik ander mense flous. Ons kan baie maklik dit maak. Ons sit maskers op as ons lewe. Almal van ons doen dit. En ons gee voor wat nie regtig in ons hart ingaan. Maar Here, u weet, u ken ons. En Here, ons bid vir die wat u nog nie ontvang het, en dat hulle daardie stap sal neem, dat hulle doeteenvoudig tot u sal bid, en sal erken hulle is sondaars, en sal vra dat u hulle sal red,
en hulle geloof in U sal plaas, Here Jesus, slegs in U, dat hulle sal vertrou op U alleen vir hulle verlossing, en dat U dan deur U wonderlike krag hulle oor sal maak, hulle wedergebore sal maak, sodat hulle ook in Christus sal kan wees. Liewe Here, vir die van ons wat reeds daai stap geneem het, vra ons dat U deur U Gees, soos ons wandel in U Gees, ons sal verander, dat ons dag na dag daarna sal strewe om beter te word, om meer soos U te word, en vir U te lewe, dat ons lewens sal skyn, soos 'n lamp in hierdie jou stikkende wêreld. Here, ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit kan verdien, ons weet ons verdien dit nie, maar ons bid dit net in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ek wil ons die seën van die Here lees, soos ons het kry in Numeri 6. Julle is welkom om te staan as julle wil. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.